In die geveg oor idees na die ondertekening van die onteieningswet, is daar twee groepe organisasies wat al twee probeer om die beste belang van boere voorop te stel. Aan die een kant is daar organisasies wat sê, hierdie is glad nie so erg nie, boere het niks om oor bekommerd te wees nie, hulle gaan dit nie regtig doen nie. En in elk geval vat hulle nie sommer jou grond nie, daar's 'n hele proses waardeur gegaan moet word, en uiteindelik het die howe die finale sê. Ons in SAI is deel van die ander groep, wat sê hierdie is regtig slegte nuus. Want ons het hierdie film al voorheen gesien, ons is al hierdeur. En ek wil miskien net so 'n paar terugverwysings maak na hoe ons gekom het waar ons nou is. Sien, SAI het ontstaan na die onteiening teen omtrent 25% van markwaarde vergoeding van die plaas Akkerland in Limpopo. En ek en van ons direkteure hier by SAI was destyds op die dagbestuur van Agri Limpopo. Ons moes hierdie boer help. Dit was vir ons baie belangrik om die heel eerste keer wat 'n boer teen soveel minder as markwaarde onteien word, om die ding in die howe nek om te draai. Maar so 'n hofsaak kos baie geld. En wanneer jou nommer die dag opkom vir so 'n onteiening, het jy nie altyd die geld om te beklei nie. Ons het probeer om namens hierdie boer te gaan beklei, en ons het dit reg gekry. Uiteindelik moes ons by AfriForum en Solidariteit en TLISA gaan aanklop vir beide finansiële en morele ondersteuning. Hierdie hofgeveg het maande gevat. Die onsekerheid vreet so 'n boer op. Uiteindelik het die hof nie net die saak in die guns van die oorspronklike grondeienaar beklink nie. Daar is ook 'n kostebevel gegee teen die minister, teen die grondeisekommissaris en teen die registrateur van aktes, en opdrag gegee dat die registrateur 48 uur het om die titelakte terug te sit op die naam van die oorspronklike grondeienaar. Die hof het trouens ook bevind, daar is nie eers so 'n eis in gevolge waarvan die onteiening plaasgevind het nie. Daar bestaan nie eers so 'n eisergemeenskap nie. En dit is waarom SAI soveel tyd en energie spandeer in die hofsaak om die departement te dwing om vir ons 'n volledige lys van grondeise te gee. Hulle moes dit al 25 jaar gelede gedoen het. Aan die ander kant is daar organisasies wat sê, ons jaag spooke op. Boere hoef nie bang te wees vir hierdie onteieningswet nie. Jy sien, as hulle nie bedoel om teen nulwaarde onteienings te doen nie, hoekom so 'n wet skryf? As die staat nie ernstig is nou om dit te doen nie, hoekom het hulle dit al voorheen probeer doen? Die heel belangrikste vraag wat tot dusver onbeantwoord bly, en wat 'n mens graag sou 'n antwoord van hoor van die organisasies wat niks sleg sien in hierdie onteieningswet nie, is as 'n individuele boer onteien moet word in 'n openbare belang, soos byvoorbeeld om grondeise te bevorder. In watter soort van demokrasie verwag jy van 'n individuele boer om die rekening op te tel vir 'n nasionale verantwoordelikheid? Hoe werk die moraliteit daar agter?